So hierdie is oor ouderdom en die vermoë om 'n land te lei. So een ding wat ontsettend ontstellend is om te hoor van ouer mense is dat hulle probeer nie eintlik die beste doen vir jonger mense nie. Dat hulle kan actually beneidheid het teenoor jonger mense en hulle benei en hulle lewe actually daaroor slegter maak. Nog iets waar ek dink is dat die rede daarvoor is, hulle is net mense wat jaloers kan is. Hulle is net mense wat ouer word en begin afbreek. Hulle bene breek af. Hulle kan nie meer so vinnig hardloop nie. Hulle het 'n knieprobleem en dan het hulle ook 'n bietjie van 'n verstandprobleem. En net soos jy weet nie of hulle skouer gegaan of hulle knie gegaan nie, weet jy ook nie wat eintlik fout gaan in 'n verstand nie. Dit kan 'n miljoen verskillende dinge wees, maar punt van die saak is, dis nie asof 'n ou mens 'n beter mens is in enige aspek nie. Hy is 'n gewone mens wat iets wat gebreek is. So hulle het nog steeds die sonde dat hulle na ander mense kyk wat jonger is en jaloers is op hulle. En dus sal hulle, wanneer hulle politieke mag het, sal besluite maak wat steurend is en aftakelend is aan jonger mense. En hulle gee glad nie om nie, want hulle hou nie eintlik van jonger mense nie. Voorbeelde is alle oorloë wat geveg word, dis jonger mense wat na die grens forceer word om daar doodgeskiet te word. Die heel laaste mense wat so veg in die oorlog is die ouer mense. Heel laaste word hulle 'n geweer in die hand gestop om dood te gaan aan die grens. In ons meer huidige tydperk het ons dit ook gesien in COVID, die politikuste wat ons in lockdown gedruk het. Vir 2 jaar was ouer mense wat net 'n bietjie langer wou lewe om verder TV te kyk. Maar dan het hulle jonge mense ingegrendel in hulle eie huise om hulle ware wonderlike lewe mis te loop. Wat matriekafskeide, in die straat fietstery en so aan. Hulle moes alles uitmis op dit.